die nuus vanaand, die stryd teen bendebedrywighede woed voort. Banyana speel 2 wedstryde in Pretoria as voorbereiding vir die Afrika Nasies beker toernooi vir vroue. En in Mexiko rehabiliteer 'n vrou wat kanker oorwin het, suikerbekkies in haar kamer. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die provinsiale kommissaris van polisie in die Wes-Kaap, luitenant-generaal Thembisile Patekile, sê ondanks gefokuste pogings om bendegeweld te bekamp, bly die probleem ingewikkeld. Die provinsie se misdaadstatistieke vir die tydperk tussen Januarie en Maart vanjaar is vanmiddag in Kaapstad bekend gemaak. Patekile sê operasies om bendes te ontbind se naderdraai is dat 'n vakuum geskep word. Bendegeweld is die tweede grootste oorsaak van moord in die provinsie, met 65% van alle misdaad wat in die Kaapse metro aangeteken is. Die nuutste statistieke toon 'n afname in alle ernstige misdaad, buiten seksuele geweld en aanranding met die doel om ernstig te beseer. 1068 mense is tydens die eerste 3 maande van die jaar in die Wes-Kaap vermoor. In die tydperk was 208 van die sterftes, wat gelyk is aan byna 20% bendeverwant. Die meeste beweerde bendebase is tans in Wes-Kaapse howe op aanklagte van onder meer moord. Die SAPD sê dit is die gevolg van 'n doelgerigte strategie. We would want to arrest everybody, but what we've done, we've looked at an organized crime approach, so that we look at those that are contributing more on gangs, but we're coming down to the runners. Some are getting arrested, but we're now on the leadership because we said we want to dismantle the gangs and disable them, dismantle and disable them. And then we started on top, and as we go down piecemeal, yes, it's going to take time, but this is what we are determined to do. Daar was 9 operasies om bendes te ontbind in die afgelope maande en nagenoeg 50 mense is in hegtenis geneem. Maar Patekile sê 'n groot kommer is wat daarna volg. The conflict within that gang for leadership. And then the second one will be the other competing gangs wanting to take over the area that the leadership of those gangs have been taken away. That is the very most a problematic part. I must admit that we need to find another wisdom of how do we sustain that when we have a takedown. But what would, in an ideal world, would be that once we have that takedown, the community in that area should be taking over that area. Meer as 55% van alle moorde word met vuurwapens gepleeg, gevolg deur die gebruik van messe. Die meeste moorde is aangeteken in Delft, Mfuleni, Nyanga, Philippi en Kraaifontein. 800 nuwe SAPD-lede sal na verwagting teen Desember in die provinsie ontplooi word. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. 4 mense is dood en 10 is beseer nadat geweld die afgelope naweek in Addo in die Oos-Kaap uitgebreek het. 3 van die oorledenes is vermoedelik buitelanders. 'n Moontlike vergeldingsaanval word ondersoek nadat 'n plaaslike man, die 22-jarige John September, doodgesteek is tydens 'n struweling by 'n taverne in Valencia. Ooggetuie sê byle, kapmesse en messe is in die dodelike aanvalle gebruik. Sowat 200 buitelanders, insluitende vroue en kinders, het Sondag aand skuiling gesoek by die polisiestasie. Then I saw people running up and down. Then I went by the gate and checked. People were being beaten with stones and matches, everything, They were running up and down, they were beating people. So we decided to come and stay here by the police station. Kuthina apha singxakini abantwana suppose baye esikolweni abakwazi ukuya esikolweni ngokusibaleke silapha epolice station. So ezindlini akuhlaleki kubi. Die slagoffer se pa, Gerald September, sê mense het aan die deur kom klop om hom van die voorval in te lig. Die vrou het gisteraan daarvan gepraat en gesê, miskien was dit die manier hoe hy ons voorberei vir sy ingaan. En
wat ons nou mee sit is net die doel hoekom hy vir so kort tyd met ons vir ons gegee was en sy ingaan 'n stukken van Saterdag af ons eet niemand eet nie huisie. Die vrou is op medikasie elke tyd van ons alleenig is dan breek ons. Die Sondagsrivier munisipaliteit het 'n vergadering met gemeenskapsleiers gehou in 'n poging om stabiliteit in die township te herstel. Die SAPD het spesialis-eenhede in die gebied ontplooi om verdere bloedvergieting te verhoed. Die gemeenskap van Toekomsrus in Randfontein aan die Wesrand leef in vrees te midde van bendes wat inwoners in die omgewing terroriseer. Die inwoners sê die eens vreedsame gebied het sowat 3 jaar gelede in 'n oorlogsone verander weens mededinging tussen bendes soos die Barrados en Umbrellas. Hulle beskuldig die polisie daarvan dat hulle versuim om die gemeenskap teen die bendes te beskerm. Nicola Fourie sê haar 15-jarige seun is weens bende geweld dood. Hy is in Maart noodlottig geskiet na bewering deur 'n bende in Toekomsrus. I feel that it was very, very cold and unreasonable for someone from somewhere to think that a 15-year-old boy's life is worth 7 shots. 'n 27-jarige wat nie geïdentifiseer wil word nie, is nog 'n slagoffer van bendegeweld. Hy sê 'n byeenkoms met vriende in April het rampspoedig geëindig toe lede van die Umbrellas na bewering skote op hulle afgevuur het. Hy is in die voet getref. I don't even know why they're fighting. So they just came and shot at us. And I was the unlucky one. They shot about 9 shots on me. Inwoners sê hulle het 'n gebrek aan vertroue in die polisie. Die Gautengse polisie hou egter vol, hulle staan nie net en toe kyk nie, maar tree paraat op. The anti-gang unit commander for the proactive, the visible policing part, is on the ground in Toekomsrus. He's held meetings. He's even having another meeting coming up with communities, sometimes with community leaders. So we are always appealing to the community to work together with the police. When it comes to Toekomsrus specifically, there was one particular person that everyone was complaining about who was terrorizing that area. He has been arrested. He is in custody. Die gemeenskap van Toekomsrus sê hulle sal nie ophou baklei teen die bendes vir hul gemeenskap tuister nie. President Cyril Ramaphosa is vol vertroue dat 'n Amerikaanse afvaardiging die G20-leiersberaad in November in Johannesburg gaan bywoon. Die Amerikaanse president Donald Trump en sy minister van buitelandse sake Marco Rubio het herhaaldelik gesê dat hulle die beraad gaan boikot. Volgens Ramaphosa het die vergadering verlede week met Trump en senior regeringsbeamptes in die Withuis 'n grondslag gelê vir groter samewerking tussen die lande. Die president gee te kenne dat die regstelling van wanvoorstellings van 'n sogenaamde wit volksmoord in Suid-Afrika een doelwit was van sy besoek. Hy sê egter dat die hoofrede vir die samesprekings was 'n versterking van strategies-ekonomiese bande met die VSA. Die VSA is steeds Suid-Afrika se naasgrootste handelsvernoot na China. Ramaphosa het ook 'n uitnodiging gerig aan Amerikaanse afvaardiging om handelsgeleenthede in Suid-Afrika te kom ondersoek. In Limpopo, Polokwane het die adjunkminister van Landbou, Zoleka Thapa, haar kommer uitgespreek oor die afwesigheid van die VSA afvaardiging by die G20-vergadering van landbouwetenskaplikes. Dit kom te midde van groeiende politieke spanning tussen die VSA en Suid-Afrika. Thapa het tydens 'n uitstalling van hoë tegnologiese landbou-navorsingsinstrumente in Limpopo gesê, dit is jammer dat hulle nie idees met Amerikaanse wetenskaplikes kan deel nie. We might not know exactly why they are not coming, but what we know is that they will be the second from us to share as presidency this particular movement, G20 process. We have taken over from Brazil, of which we still lean against them as we continue to implement what all the countries involved we had agreed upon. We are a little bit worried
that they are not coming on board so that we can work together, because we will hand over to them when our term as presidency of G20 ends this year. Die nasionale direkteur van openbare vervolgings, advokaat Shamila Batoyi, het in die parlement onder fel kritiek deurgeloop nadat die Nigeriese pastoor Timothy Omotoso skotvry daarvan afgekom en die land verlaat het. Omotoso en 2 medebeskuldigdes is in April van die jaar vrygespreek op aanklagte van verkrachting, mensenhandel en rampokkery. Regter Irma Skuman het in haar uitspraak haar bedenkinge oor die staat se hantering van die saak en die gedrag en bevoegdheid van die aanklaers uitgespreek. Batoyi moes behoorlik bond staan om die bevoegdheid en vaardighede van personeel in haar kantoor te verdedig. Die EFF en die MK eis haar bedanking. I took office at the end of state capture and we had to turn around a captured institution. We have done incredibly good work. And I know this has got nothing to do with the Omotoso matter, but I'm responding to questions. At this point in time, I'm incredibly proud of the work that the NPA has done. I have no intention of stepping down. Parlementslede is ook woedend omdat sake wat met staatskaping verbind word nie gewen word nie. With regard to state capture related cases, the Asset Forfeiture Unit obtained freezing orders amounting to 14.2 billion, with 8 billion recovered and paid into the CARA account. We make these issues, colleagues, we've decided to point this information out because it's not out there to the public. There's a tendency that says nothing is being done. Daar was egter een veiligheidskenner wat vir Batoyi en haar kantoor in die bres getree het. Sy is geloof vir haar pogings om die onafhanklikheid van die instelling en geloofwaardigheid daarin te herstel. Considering what she inherited in terms of this organization, I mean, she's worked very hard to bring it up to at least a point where it can be considered a functional organization again, or institution. So I think give her a few more years. These things take time, and especially in terms of the prosecutions that the NPA typically undertakes, the big ones, the state capture ones, those are just going to take a long time because of their complexity. Batoyi se termyn strek vir 10 jaar. Sy het vanjaar net meer as die helfte daarvan voltooi. In die Marikana informele nedersetting in die Ekurhuleni metro in Gauteng is 6 mense in die vroeë oggendure dood na 'n brand in 'n gehuggie in die nedersetting uitgebreek het. Die bure sê hulle het wakker geword toe die slagoffers om hulp geroep het, maar die brand het reeds deur die struktuur gewoed. 'n Ma, pa en hulle 4 kinders, insluitend 'n 1-jarige baba, het gesterf, terwyl een familielid, 'n 7-jarige dogter, in 'n hospitaal opgeneem is. Die Johannesburgse metro sê hy is besig om moontlike oplossings te ondersoek om die sluiting van die Wespark begrafplaas uit te stel. In Februarie is daar aangekondig dat die begrafplaas teen einde van dese maand sy volle kapasiteit sou bereik. Begrafnisse is tot 15 per dag beperk. Die begrafplaas, wat in 1956 geopen is een van die grootstes in Johannesburg. In Gaza-stad is minstens 20 mense dood en talle beseer in 'n Israeliese aanval op 'n skoolgebou in die Darash woonbuurt waarin ontheemdes skuil. Die slagoffers sluit vroue en kinders in. Volgens die Israeliese weermag het hulle 'n Hamas-beheersentrum geteiken wat gebruik word vir die beplanning van terreuraanvalle teen Israeliese burgerlikes en troepe. Slegs burgerlikes is egter in die gebou gevind. In Moskou het die Kremlin gemoedere probeer paai nadat die Amerikaanse president Donald Trump op sosiale media uitgevaar het teen sy Russiese amptgenoot Vladimir Putin. Trump se plasing lui dat hy altyd 'n goeie verhouding met Putin gehad het, maar dat die Russiese leier absoluut gek geword het. Die opmerking verwys na die naweek se grootste Russiese oornagaanval op Oekraïne sedert die Russiese inval in Februarie 2022. Minstens 12 mense is Saterdagnag dood en tientalle beseer in 367 hommeltuig en missielaanvalle. 355 soortgelyke aanvalle het gisternag gevolg.
Die Kremlin het in antwoord gesê dat hy dankbaar is vir Amerikaanse bemiddeling in die oorlog. Sakenuus is net hierna aan die beurt, bly by ons. Sasol sê die uitgerekte regsgeding met Transnet gaan afgehandel wees wanneer Transnet teen die einde van volgende maand 'n netto-betaling van R4,3 miljard aan Sasol olie doen. Die Hooggeregshof het in Junie verlede jaar in die saak van pyplyntariewe van Durban tot die Natref raffinaderry ten gunste van Sasol olie en Total Energies bevind. Sasol olie en Transnet het ooreengekom dat wederwysige dispute na dese afgesluit word. Transnet sê sy finansiële uitslae vir die afgelope geldjaar toon 'n groter verlies omdat hy R4,8 miljard op sy gesit het na die Hooggeregshof uitspraak. Lydens die uitspraak moes Transnet R3,9 miljard plus rente aan Sasol olie betaal. Die ooreenkoms het Transnet se appelproses teen die beslissing beëindig. Nou vir 'n kykie na die markaanwysers. Die Lesotho Hoogland waterprojek in Clarence is uiteindelik heropen 2 maande na die verwagte datum. Herstel en onderhoudswerk het op 1 Oktober verlede jaar begin en sou einde Maart afgehandel wees. Die 7 maande lange instandhoudingsprojek het ongeveer R320 miljoen gekos. Die minister van Water en Sanitasie, Phemi Majordina, het by die heropening van die projek gesê die vertraging is veroorsaak omdat 'n kontrakteur geskort moes word. Sy sê die kontrakteur het na bewering die water besoedel. There is a contractor that is on suspension. That contractor has messed us out at the site. The contractor must have known better that you cannot pollute the site. That contractor, they have polluted the site with affluent pollution, going from where they are working in the site down to the river, down to the streams, and that is not acceptable. Lesotho lewer jaarliks sowat 700 miljoen kubieke meter water deur die 37 km lange tonnel aan die geïntegreerde Vaalrivierstelsel. Dit voorsien Gauteng, die Vrystaat en Noordwes van water. Water knows no boundaries, it knows no ideology. That cooperation and the work that with your counterpart you'll be doing is an important work for the two nations, or one people, except that we're just divided by these artificial borders. Die tonnel was 7 maande lank gesluit. Bly ingeskakel vir die sportnuus en die weer net hierna. Die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan is dankbaar vir die speelkans voor hy sy Afrika Nasiesbeker titel in Julie in Marokko verdedig. Die span was vroeër ontevrede oor die gebrek aan opwarmingsgeleenthede voor groot toernooie. Die Banyana berei die week voor vir vriendskaplike wedstryde teen Botswana en Zambië. In die weste van Mexiko-stad is daar 'n woonstel wat vir meer as 'n dekade lank al dien as 'n skuilings vir suikerbekkies. Dit is die 75-jarige Katja Latouf se heiligdom. Sy bied 'n toevlugsoord aan alle piepklein geveerdes wat die pad byster geraak het. Na die dood van haar man en haar eie kankerdiagnose in 2009, het 'n vriend met 'n diereskuiling vir Latouf gevra om na 'n baba suikerbekkie wat weesgelaat is om te sien. Latouf het vertroosting gevind in haar nuutgevonde metgesel. Sy het die voeltjie Gucci gedoop en in 2012 besluit om haar eie suikerbekkie skuiling oop te maak. Wanneer mense met beseerde suikerbekkies aan haar deur kom klop, neem Latouf hulle sonder aarsel in. Sy ondersoek elke voeltjie, verskaf 'n diagnose en begin so gou as moontlik met behandeling.
Sodra die stroopsoet pasiëntjie sterk genoeg is, word hulle in die natuur vrygelaat. Tussen 200 en 300 suikerbekkies doen jaarliks by Latouf se skuilings aan. Sy dek alle uitgawes, selfs die reiskoste vir mense om die siek voeltjies te bring. Latouf hou ook daarvan om mense aan te moedig om hulle talente ten goeie in te span. Baie so suikerbekkies wat blomme bestuif om van die wêreld 'n beter plek te maak. Daai vrolike noot is dit al van die Afrikaanse redaksie se kant af. Ek hoop jy het 'n wonderlike week wat voorlê. Totsiens.